En dan vandag doen ons ietsie anders in die oggende, en dan het ons nou gesê, ons is besig met hierdie tema van hoe ons geloof leer, speel soos wat die kinders doen. Kinders leer deur speel. Nou ons herinner onsself dat ons ook deur God geskep is, en ons was kinders ergens, en ons kan ook steeds leer deur te speel. So ek het vandag 'n tool hierso saam met my, ek gaan hom in die hele diens aan hê in die wand. Ek dink dit gaan die mense wat uitsaai bietjie mal maak. Ek wil gou by julle hoor, wat dink julle wat is die speletjie wat hierso voor verduidelik word of voorgestel word? Enigiemand? 'n Verkeerslig, maar wat 'n speletjie is dit wat gespeel word? Rooi lig, groen lig. Nou, ek kan julle nie almal uitnooi om te kom hardloop vorentoe en te kyk wat kan ons doen nie, maar ek het 'n ander oplossing gekry. So ek wil jou nooi, jy's welkom om op te staan as jy te ongemaklik voel, as jy fyn. Die kinders het nie 'n keuse nie. Julle is baie gemaklik om op te staan. So julle kan op julle stoele staan as julle wil en ons gaan bietjie dans op musiek. En as die rooi lig wys, nie hierdie een nie, op die skerm, dan vries jy, dan stop jy. En dan die groen ene, dan dans jy weer verder. Kan almal dit doen? So as jy bereid is jy welkom op te staan. Die kinders is meer as welkom op julle stoele te staan. Dankie Ferdinand. Dankie julle. Julle is awesome dat julle saam gespeel het. Kyk nou hoe Henk verduidelik wat ons nou net gedoen het. Okay. Ek wil julle uitnooi in ons teksgedeelte vanoggend en hoor of julle dalk al die tema kan hoor. God het in Genesis 1 vers 31. God het sy handewerk gekyk en dit was baie goed. Dis alles het God op sy 6de dag gemaak. So is die skepping van die hemel en die aarde en alles wat daarin is voltooi. Op die 7de dag was God klaar met alles wat hy gemaak het en hy het op die 7de dag al sy werk het hy gerus. Ek wil jou vanoggend groet in die naam van God ons Vader, wat hard gewerk het en alles gemaak het, insluitend jou. Ek wil jou groet in die naam van Jesus Christus sy Seun, wat gekom het en gesê het, kom rus by my. En ek wil jou groet in die naam van die Heilige Gees, wat vandag hier by jou is en jou lei. Kom ons staan en ons aanbid die Here vanuit hierdie lekker energie. Kom ons maak God se naam groot. Yes.
Sing a little louder. 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 Sing a little louder.
Kom ons bid saam. Here, U is heilig en ons kan maar aanbid U vanoggend as geloofsfamilie, omdat U die een is wat met ons bemoeienis maak. Here, as ons so sing, kan ons nie anders as ons stemme te gebruik om te sê dat ons met halleluja na U toe kom en toe kom sê, Here, ons loof U vir wie U is. Dankie dat ons ook vandag hier kan saam wees as geloofsfamilie, dat ons hier saam kan aanbid. Dankie vir die voorreg om die woord te kan hê en dat ons uit die woord uit kan leer. En ek kom bid, Here, en vra dat U met ons elkeen sal praat, dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê. Kom, Here, en praat met ons, want ons as die kinders wil graag luister. Amen. Geliefdes, ons het die voorreg om saam na te dink oor die woord in die afgelope tyd. Is ons besig met 'n tema wat ons vir mekaar vra, wat beteken dit om Jesus te volg? En ek hoop dat die speletjies jou tog so 'n bietjie help om te onthou wat ons vir mekaar gesê het. Julle sal onthou wat ek so 'n paar weke terug begin het om te sê dat ons in Jesus se voetspore moet volg. En die speletjie wat ons daarna gekyk het was volg die leier, follow the leader. En dat ons sê dat ons so in Jesus se voetstappe sal stap en bedink wat ons sal doen soos ons Jesus volg. Daarna het ons met Anandi gehoor dat ons 'n ritme sal hê waarvolgens ons lewe inrig. Julle sal onthou dat ons die klap en so, ek sukkel nog steeds om alles bymekaar te kry. Ek kry nie heeltemal onthou nie, maar ten minste weet ek dat daai teks in Romeine sê dat ek my gedagtes moet verander om die ritmes wat ek wil hê dan ook te doen. Laasweek het Arlene stil gestaan by die een beentjie spring om te sê dat soos ek aangaan en tyd in die woord spandeer, probeer ek elke keer weer met die speletjie wat ek elke keer weer probeer, en daar's geen skaamte erin dat as ek dalk 'n lyntjie raak spring of die blokkie misspring, dat ek weer van voor af kan begin nie. Vanoggend is ons tema die groen lig om te rus. Speel. Nou ek dink nogal, ek weet nie van julle nie, ons sukkel nogal om te rus. En dit is nie rus om net te sê, kom ek doen net niks nie. Of dat rus maar net beteken ek moet lui wees nie. Maar ek dink dat as volgeling van Jesus word ons uitgenooi om ook saam te rus, of om ook te rus in die Here se teenwoordigheid. En ek dink dat ons juis vanoggend bietjie by gaan stil staan. Wat beteken dit om te rus? En ek wil hê dat jy jou Bybel oopmaak saam met my by Lukas 6. En nou gaan ek jou vra om jou Bybel ook oop te hou, want ons gaan nou net na ander teks ook kyk. Lukas 6 sê vers 1, een keer het Jesus op 'n Sabbatdag deur gesaaides geloop. Sy disippels het are gepluk en dit met die hande uitgevrywe en geëet. Toe sê 'n paar van die Fariseërs, waarom doen julle iets wat op die Sabbatdag nie gedoen mag word nie? Jesus antwoord hulle, het julle dan nie gelees wat Dawid gedoen het toe hy en sy manne honger gekry het nie? Hy het die huis van God binne gegaan en die offerbrode geneem en geëet en ook aan sy manne gegee. Tog is niemand behalwe die priesters toegelaat om daardie brood te eet nie. Verder sê hy vir hulle, die seun van die mens is Here oor die Sabbat. Op 'n ander Sabbatdag het Jesus weer in die sinagoge ingegaan en die mense geleer. Daar was 'n man met 'n gebreklike regterhand. Die skrifgeleerdes en die Fariseërs het vir Jesus dopgehou om te sien of hy op die Sabbatdag iemand sou gesond maak, sodat hulle 'n aanklag teen hom kon kry. Maar hy het hulle gedagtes geken en vir die man met die gebreklike hand gesê, staan op en kom staan hier in die middel, en hy daar kom staan. Toe sê Jesus vir hulle, nou vra ek julle, mag 'n mens op die Sabbatdag goed doen of kwaad doen, iemand red of doodmaak? Nadat hy almal rondom hom aangekyk het, sê hy vir die man, steek jou hand uit.
Hy het dit gedoen en sy hand was gesond, maar hulle het rasend van woede geword en onder mekaar geredeneer oor wat hulle Jesus sou aandoen. In daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nag deurgebring in gebed tot God. Net tot sover die skrifgedeelte. Nou dit is sodat hierdie gedeelte wat Jesus vir ons vertel, gaan oor die Sabbat, en dit mag dalk vir 'n oomblik vreemd op ons oorval, want Jesus is op die Sabbat saam met sy disippels, en sy disippels is besig om van die koringare te vat en te pluk en dit dan uit te vrywe, en dit was een van die 38 goed wat jy nie mag gedoen het op 'n Sabbatdag nie, volgens die Fariseërs, want dan het hulle gesê, werk jy. En nou kom Jesus en sê, wat bedoel julle dan dat hulle nie mag dit doen op 'n Sabbatdag nie? En dan gaan Jesus terug en hy gaan na 1 Samuel 21 toe, waar hy vertel van Dawid wat ingegaan het in die tempel en van die offerbrode geneem het en geëet het, en dat dit reg was dat hy dit kon doen. En eintlik het die Fariseërs nie 'n manier om te antwoord daarop nie, en dan sê Jesus die belangrike, verder sê hy vir hulle, vers 5, die seun van die mens is die Here oor die Sabbat, en nie die Sabbat oor die mens nie. Net so, hierso kom Jesus en sê, maar ek is die Sabbat, ek is die een wat kom rus gee, julle probeer so die reëls volg om nie dit te doen of dat te doen op die Sabbat nie, maar julle mis die punt om werklik te weet waaroor die Sabbat gaan, dat die Sabbat gaan oor rus. Om die punt dan net verder te maak, vertel Lukas vir ons dat Jesus dan ook 'n gebreklike man se regterhand dan ook genees het, die regterhand om eintlik te sê dat hy nie kon werk nie, belangrike hand, wat Jesus dan genees, en weer is die Fariseërs eintlik woedend om te sê, maar Jesus doen wat hy nie mag doen nie. Daar was wel in die Fariseërs se reëls dat as dit oor lewe of dood gaan, dan mag jy iemand help op 'n Sabbatdag, maar eintlik mag jy dit glad nie doen nie. En dan met hierdie ingesteldheid van die reëls wat jy heeltyd so moet volg, mis hulle heeltemal die punt, en wat hulle dan Jesus dan kom en sê, maar dit gaan oor die verhouding. Ek dink baie keer hak ons nogal 'n bietjie baie vas oor die Fariseërs. Julle kan maar gereeld eintlik ook maar dink aan jare terug, hoe dit eintlik was wat ons het op die Sondag gemaak het, wat jy nie op 'n Sondag mag doen nie. Van ons ouer mense kan sê, jy mag nie naaldwerk gedoen het op 'n Sondag nie, nê? Wat het ouma en oupa altyd gesê as jy naaldwerk op 'n Sondag doen? Jy gaan die Here in sy oog steek. Nê? Nou, en jy mag ook nie buite gespeel het omtrent, jy mag ook nie geswem het nie. Nou, ek weet nie of dit net was dat die ouers wil middagslaapies gehad het nie, nê? So, maar dit eintlik vergeestelik en eintlik 'n klomp reëls gemaak daaroor om die punt te mis van die verhouding. En nou kom Jesus en hy sê, dit gaan oor hierdie verhouding. Die vraag wat ek wil vra is, hoekom rus ons nie? Want ons dink dat ons nie mag rus nie. Aan die een kant dink ons dat werk is so belangrik, dat as ek nie genoeg werk nie, dat ek mis my werk onder gedrang. Dit is ook so dat ek moenie rus nie, want ek het dalk nie werk nie, en ek moet hard werk om te probeer werk kry. Dit is partykeer so dat ons werk net heeltyd harder om te jaag na iets wat ons nie noodwendig weet nie. Partykeer sukkel ons om te rus oor tegnologie. Ons is baie lief vir tegnologie, wat jy oral enigiets kan doen, maar omdat jy oral bereikbaar is, dink mens ook jy moet heeltyd werk wanneer die tegnologie beskikbaar is. En as jy nou wil konsternasie wil veroorsaak, dan moet jy net iewers die wifi sein afsit, nê? Dan voel mense skielik heeltemal, hulle kan nie funksioneer nie, want ons is eintlik so geprogrammeer, so dink ons, dat ons nie moet rus nie, dat ons nie mag rus nie. En dat ons die punt eintlik ook mis, dat ons dink dat ons word gedefinieer deur dit wat ons doen, nie wie ons is nie. En as ons by hierdie teks stil staan, waar Jesus kom en hy sê, maar ek is die Here oor die Sabbat, ek bring die verhouding, dan
roep dit ons op om te dink, hoe lyk ons eie ritmes? Het ons 'n ritme van rus? Het ons 'n ritme wat ons tyd spandeer saam met God? As mens so in Lukas lees en jy kyk in jou Bybel, dan is die paragrawe wat so, of die perikope wat ons dit noem, so saamgegroepeer vers 1 tot 5 en 6 tot 11. En dan mis ons eintlik wat vers 12 staan, wat ek nou saam gelees het, toe ons gelees het. Maar dit is eintlik in 'n volgende paragraaf, maar ek wil dit graag saam lees met die vorige paragraaf. Nadat hy die twee verhale vertel van die Sabbat, dan sê vers 12, in daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid, en die hele nag deurgebring in gebed tot God. Dat selfs Jesus het dit nodig geag om ook te rus, om tyd saam met God te spandeer, om vervul te word en rus te vind by sy Vader. En as ons dit erns maak as volgelinge van Jesus, dan kan ons nie anders as om te vra, hoe lyk dit wanneer ons rus? Doen ons moeite met rus? En dit is eintlik 'n opdrag wat ons dan kry om te doen, dat ons ook moet rus. En rus is nie net om niks te doen nie. Rus is om bewustelik tyd saam met God te spandeer. Toe Arlene die diens begin het sy verwys na Genesis 1. En ons weet in Genesis 1 waar God geskep het, en na elke dag het hy gesê dit is goed, en na die 6de dag het hy gesê dit is baie goed, en dan staan daar, God het gerus. Het God gerus omdat hy moeg was? Nee. God het gerus want hy was diep tevrede, hy was diep dankbaar oor wat gebeur het. En ek dink ons kan daarby leer dat om te rus beteken dit om ook diep dankbaar te wees, diep tevrede te wees oor dit wat die Here mens toegelaat het om te doen in 'n week. En dit is, vir elkeen van ons kan dit verskillend lyk op watter dag jy dalk rus. Dalk is jou werk van so 'n aard dat jy in skofte werk en jy nie dat jy dit op 'n vaste manier kan wees wat jy rus nie, of jou ritme lyk anders, maar dat jy bewustelik kies, wanneer is daar tyd wat jy rus? Ek sê dit gereeld en wat Anton altyd gesê het, as jy iets spontaan laat gebeur, moet jy dit organiseer. As jy wil rus, moet jy dit beplan. Om bewustelik te sê, ek gaan tyd saam met God spandeer. Ek gaan tyd saam met mense spandeer. Ek gaan doen wat die Here my vra om te doen. Ek sal rus en in sy teenwoordigheid sal wees. 'n ander teksgedeelte wat ek jou graag wil hê, hier saam met my naam met blaai, is Matteus 11. Matteus 11 vers 28, wat die uitnodiging is wat Jesus dan ook vir ons gee, wat sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Hierso is Jesus besig om dan ook te praat, om dan te sê, dat die Fariseërs het eintlik van die wet 'n swaar las gemaak, as ware 'n juk op die mense geplaas. Nou, 'n juk, moet ek dalk vir 'n oomblik verduidelik, dat in die ou dae, as jy geploeg het, het jy osse ingespan, en dan 'n juk op hulle gesit. Dit is 'n lang reguit balk met sulke penne in, wat jy die twee osse langs mekaar sit, om hulle in 'n rigting te laat gaan, maar dit was 'n juk wat hulle dan nêrens heen kon beweeg nie. En nou sê Jesus, die Fariseërs het as ware 'n juk op mense gesit, om dit so moeilik te maak, om die wet na te kom, maar dit eintlik onmoontlik is. En nou kom Jesus en sê, maar nie alleen rus ek ook nie, ek is die een wat rus gee,
sodat ons kan lewe. Die boodskap vertaal hierdie gedeelte eintlik vir my baie treffend, wat hy sê, daarom wil ek julle uitnooi. Voel julle moeg vir hierdie lewe? Knak julle knieë onder al die probleme en verantwoordelikhede wat julle moet dra? Het julle godsdiens leeg geword, sodat dit julle geestelike dors nie meer les nie? Kom dan na my toe. Ja, kom wy jou lewe aan my toe. By my sal jy weer die sin van die lewe ontdek. Kom luister na wat ek vir jou oor die lewe wil leer. Ek sal jou leer dat geluk nie is om heeltyd net vir jouself te leef nie. Jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê. Kom ontdek watter vreugde dit bring om te leef soos God wil hê jy moet leef. Dis nie moeilik om so te leef nie, om die waarheid te sê, as jy so begin leef, sal jy agterkom hoe lekker die lewe regtig is. Hoor jy hierdie uitnodiging? As ware die groen lig om te kom rus, om moeite te doen om tyd saam met God te spandeer, om uitgenooi te word, om net te kom oorgee, en te sê, Here, hier is ek. Ek kom gee myself vir U. Want ons kan nie heeltyd net aangaan nie, ons kan nie net heeltyd aanhou werk nie, dit is soos as jy na musiek luister, is die rusposes net so belangrik soos die musiek. En eintlik saam vorm dit 'n mooi melodie. En as ons so ook dink hoe ons dink oor ons lewe, dat ons sal moeite doen om te rus. En dit ons rus by God te vind. Augustinus het gesê, ons vind net ons rus by God. 'n Aanhaling wat hy sê, God het ons vir homself gemaak, en ons hart bly onrustig, tot dit rus vind in hom. Ons harte bly eintlik heeltyd soekend, onrustig, tot ons rus vind by God. En om rus te vind by God, is om tyd saam met God te spandeer. Dit kan beteken om in die oggend as jy wakker word, vir jou koffie te maak, op 'n stoel te gaan sit in jou huis, en na musiek te luister, opbouende geestelike musiek. Om dalk 'n teksvers te lees, as jy besig is om 'n Bybelboek deur te lees, om aan te sluit wat Arlene laasweek gesê het, om dalk 'n Bybelboek soos Johannes, vers vir vers, stukkie vir stukkie deur te lees, om dit in jou gedagtes te kry, as ware die woord te mediteer, so is ek besig om rus te vind. Dit is ook om dinge te doen wat jy nie gewoonlik doen nie, wat jou wegvat van jou werk wat jy elke dag doen, om op 'n manier te ontspan. Dit kan ook wees om tyd saam met mense te spandeer, om dit ook te dien, as Jesus hierso in Lukas 6 ook die genesing doen, dan is dit ook juis ook vir die gemeenskap, dat dit ook vir mense dan ook so sal dien. Dit is om bewuslik te kies, om ook stadiger te leef. En ek wil jou uitnooi, om moeite te doen, om tyd saam met God te spandeer. En ja, dit kan dan maar klink, maar wat is dit dan niet? Wat sê ek vanoggend niet? Ek sien nie noodwendig iets niets nie, maar ek sien dat ons dit nie doen nie. Ek dink aan die een ou grappie, wat hulle vertel van 'n dominee wat by 'n nuwe gemeente kom, en hy preek die eerste Sondag 'n geweldige goeie preek, en die mense sê, "Sjoe, hierdie dominee van ons is daarom net die beste." En die volgende Sondag kom die mense weer by die kerk, en die dominee preek dieselfde preek. En hulle sê, het hy onthou, hy dalk verlede week dieselfde preek gepreek as hierdie week. En hulle laat hom toe maar gaan, en toe die derde week preek, toe preek hy weer dieselfde preek. Toe dog hulle nie, hulle het maar die kerkraad vra om met die dominee te gaan praat, want duidelik is iets fout, dat hy elke week dieselfde preek preek. En
toe die voorsteur van die kerkraad maar die dominee gaan sien, en hy weet nie eintlik wat om te sê nie, en hy sê, dominee, so die mense kla dat jy elke week dieselfde preek. Toe sê hy, ja broer, as hulle begin doen wat ek preek, kan ek ook my preek verander. Ons weet in 'n grappie is al baie keer waarheid, nê? Om in stilte rus in God te vind, is nie maar net 'n mooi gedagte, ons moet dit begin doen. En daarom, as ons dit doen, dan is dit juis die groen lig om dit te begin doen. Die verantwoordelikheid wat ons het om dit te kan doen, om ook die Here te kan begin vertrou, dat ons ook rus sal vind in hom. En daar is eintlik soveel tekste in die Bybel wat daaroor praat. Dink maar aan Psalm 23 wat sê dat die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Dink vir 'n oomblik aan Psalm 116 wat sê in die boodskap, ek het toe vir myself gesê, jy kan ontspan, wees rustig, die Here was baie goed vir jou. Of Psalm 62, 'n wonderlike psalm wat eintlik ook sê, net by God vind ek rus, wat jy by die huis kan gaan lees. En ek lees 'n stukkie uit Psalm 62 wat sê vanaf vers 6, net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag, hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug. Vertrou altyd op hom, my volk, stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Hierdie uitnodiging om te weet dat God ons rus is, dat ons hart kan uitstort voor hom, is die uitnodiging wat ons kan hê om te kan stil word. En my vraag waarmee ek wil afsluit is, wat gaan jy doen om te rus? Hoe gaan jou roetine verander? Hoe gaan jou ritme verander? Om te sê, ek kies bewuslik om te rus. Om tyd met God te spandeer, om tyd saam met mense te spandeer, wat ons saam kan praat dalk oor die Here, saam kan doen, iets kan beteken vir die mense om ons, soos wat Lukas 6 sê, dat Jesus ook iets goeds gedoen het op die Sabbat, en dat hy sê, hy is die Here van die Sabbat. Mag jy hierdie uitnodiging vanoggend hoor, as Jesus ook sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal julle rus gee vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Amen. Wonderlike Here, dankie dat ons vanoggend hierdie uitnodiging kan kry om te kom rus in U. Here Jesus, dankie dat U vir ons die voorbeeld kom stel het, dat U gereeld ook gerus het en tyd by die Vader spandeer het. Dit is ons gebed vanoggend, dat ons ook ons rus in U sal vind. Here, dankie dat ons kan weet, dat U 'n pad met ons stap, en ons wil uitnooi tot rus, dat ons ook diep tevrede sal wees oor dit wat U vir ons gedoen het. Here, help ons om by U te leer wat dit beteken om in U voetspore te volg, wat dit beteken om te doen wat U van ons vra. My gebed is, Here, dat ons werklik in U sal rus en U die eer sal gee daarvoor. Ons vra dit in U kosbare naam alleen. Amen. Ons gaan nou as antwoord op die preek ook die lied sing, As ek stil word.
As ek stil word om my te wees, bedaar my hart se donker vrees, as ek die hardloop teen my wanke voel, verstaan ek wat die woord bedoel. Die is wonderbaar as man, die is machtige God, die is Heilige Vader, die is vrede God, die is wonderbaar as man, die is machtige God, die is Heilige Vader, die is vrede God. As ek stil word om my te wees, bedaar my hart se donker vrees, as ek die hardloop in my baan kan voel, verstaan ek wat die woord bedoel. Die is wonderbaar as man, die is machtige God, die is Heilige Vader, die is vrede God, die is wonderbaar as man, die is machtige God, die is Heilige Vader, die is vrede God. Is wonderbaar as man, die is machtige God, die is Heilige Vader, die is vrede God, die is wonderbaar as man, die is machtige God, die is Heilige Vader, die is vrede Ek wil graag vir Ilse vorentoe roep. Sy wil graag met ons God storie deel wat sy ook die Here mee vertrou het. So Ilse. Goeiemôre gemeente. Soos julle weet is ek onlangs verkies tot die gemeenteraad en ons het nou die dag so 'n bietjie planne koppe bymekaar gesit en planne gemaak oor allerlei dinge wat ons in die gemeente wil doen. En toe onthou ek, die Gees het my onthou van hierdie Godstorie van my. Toe ek nou 'n bietjie oor begin dink, toe kom ek agter, maar dit is nou 30 jaar terug wat hierdie met my gebeur het. So ons was in ons klein dorpie Delmas, net die ander kant, het ons die 10de maand dankoffermaand gehad. En daar het ons die reeks vir die jaar was, dat ons elke maand 'n bedrag moes gee, sê wat ons wou gee vir die maand vir die kerk. So ons moes 'n papiertjie invul en jy moes op die papiertjie nie jou naam skryf nie, maar die bedrag wat jy gegee het, wat jy elke maand sou gee. Nou op daai stadium was ek dink 14 jaar oud gewees. En ek het R50 sakgeld per maand gekry. Nou, ek was nie net sakgeld gegee en dit moes vir sweeties gegaan het nie. Ek moes sekere verpligtinge met daai sakgeld ook nakom. En as ek na sekere goederes toe gegaan het, moes ek vir myself vir sekere goed betaal het. So, dit was nie net my geld om gebruik soos ek wou nie. In elk geval, ek het toe my
gebid toe die dominee sê bid en sê wat wil julle gee en ek sien toe ek maak toe R10 op die papiertjie. En soos wat die dominee toe nou bid en ek luister en ek sit so, sien ek hoe sê die Vader vir my, maak dit 'n 4. Nou R50 sakgeld, R40 vir die kerk gee, soos julle kan dink, ek het my doodgeskrik. Maar nou ja, ek het besluit, okay, ek gaan gehoorsaam wees en ek gaan dit doen. En ek het daai 4 gemaak en ek het daai papiertjie ingegee. Nou die Godstorie wat ek julle wil vertel is, dat elke liewe maand vir 'n hele jaar, het God vir my op een of ander wonderbaarlike manier daai R40 gegee. Ek weet nie hoe nie, ek kan nie vir julle spesifiek vertel maand tot maand nie. Elke liewe maand het ek ergens by iemand 'n seëning gekry, wat ek daai R40 in my bordjie kon gooi. So, dit was nogal amazing geweest. En toe het ek net weer bietjie gaan dink oor hierdie Godstorie en toe wil ek graag met julle ander goedjies deel wat uit hierdie Godstorie uit voortgevloei het. Die eerste ding wat ek daaruit geleer het is dat God eerste kom in my lewe. En alles anders in my lewe volg daarna om te weet God is eerste en as jy vir hom jou eerste gee vir jou soveel meer. Die tweede ding wat ek geleer het is dat God die oorsprong is van my seëninge. Hy is die een wat vir my alles gee wat ek nodig het. Hy gebruik my soos 'n tuinslang om oralster waar hy in sy koninkryk iets nodig het, dat ek kan gee. 'n Oop hand kan nog seëninge ontvang. 'n Toe hand kan nie. Die derde ding wat ek geleer het is dat my seëninge en my geld koninkrykswaarde het. Elke keer wat ek daai R40 in die bordjie gegooi het, het God daai geld gevat en hy het sy koninkryk op aarde gaan waarmaak. Hy het dit gaan gee waar hy nodig gehad het. Hy het sy mense gaan seën daarmee. En hy het God se plan in hierdie wêreld gaan doen. Die oorsprong van hierdie hele storie is gehoorsaamheid. So dit gaan nou oor om te sê God het gesê gee en ek was gehoorsaam. Daarna wat hy daarmee doen is in sy hande. Dit was nie meer in my hande nie. Ek het nie nodig gehad om daaroor te bekommer nie. Want God gee daagliks vir 'n mens genoeg. Soos die mamma en vir die Israeliete, soos die weduwee se kruik, elke dag gee hy vir ons genoeg. Elke dag seën hy ons met net genoeg, sodat ons sal weet ons kan vandag deurkom. So nou, elke maand as jy die 10de maand dankoffer raak, dan raak ek senuweeagtig en opgewonde gelyk. Want ek kan nie wag om te sien wat gaan God hierdie jaar vir my sê, gee nie. En soos ek kan sê, dis nou 30 jaar later, daar was nog nie 1 jaar wat het verbygegaan het, wat hy vir my gesê het, gee soveel, en ek het nie soveel gehad, op een of ander manier, om dit te gee nie. So, geloof, in Hebreërs 11, vers 1 sê, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So dit help nie 'n mens kyk na jou bankbalans, of na jou tyd, of na jou plek waar jy jou seëninge moet gee nie. As God vir jou sê, gee dan. Waar ook al, hoe ook al, wat ook al. So ek wil julle uitdaag. Ek wil hê julle moet huis toe gaan, en julle moet gaan bid hieroor, en julle moet 'n bedrag in julle kop by die Vader kry. En julle moet dit gaan, apart van julle maandelikse dankoffer, moet julle gaan sê, geloofsoortuiging, wat ook al julle die reference wil maak op die bank. R200, R500, R10, maak nie saak nie. In gehoorsaamheid op wat God sê. En dan kyk julle elke maand hoe God dit vir julle waar maak en dit vir julle gee. En dan stop julle vir my, asseblief by die kerk, en julle vertel vir my van die Godstories wat God vir julle gegee het. Baie dankie. Baie dankie Ilse dat jy dit ook met ons gedeel het. Ek wil nou ook graag geleentheid gee ook vir ons opneem van ons dankoffers. Ons vra weer vir ons vrywilligers om te help, en as daar kinders is wat wil help, is julle welkom, maar doen dit net saam met 'n volwassene ook. Baie dankie. Baie dankie aan almal wat gehelp het en al ons kinders ook. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, dankie vir u getrouheid, dankie vir u goedheid en dankie dat ons ook kan gee en dankie dat u ook ons as mense gebruik om ook op hierdie manier 'n verskil te maak aan die koninkryk. Dankie dat ons ook in gehoorsaamheid kan reageer en ek bid Here dat u ook dit wat ons gee sal gebruik tot eer van u naam. Amen. Geliefdes, kom ons staan en dan sing ons slotlied. He is my leader, and
Jy is welkom jou hande voor jou uit te hou om die seën van die Here te ontvang. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees met ons elkeen wees en bly om ook te rus in hom. Amen.